Kom ons word dan nou saam stil en dan buig ons saam voor die Here. As ek opkyk na die berge en ek wonder waar my hulp vandaan sal kom, dan weet ek my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat nooit die werk wat hy in ons lewe begin het, sal laat vaar nie. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking en teenwoordigheid van sy Heilige Gees by ons. Ons is nou so amper klaar met ons reeks oor hierdie kosbare preek van Jesus wat hulle die bergpreek noem. En in hierdie preek het ons nou al 'n klomp kosbare lesse geleer. Vanmôre lees ons vanaf vers 6 en ook vers 7 saam. Ons tema vir vandag is daardie onderwerp waaroor ons baie keer 'n spreekwoord. Ek het dit gehoor, ek gedog is my pa en my ma wat so slim is, toe kom ek later agter, dit staan eintlik in die Bybel. Van moenie jou parels voor die varke gooi nie, of voor die swyne gooi nie. Dit is hoe die ouer vertaling hom geklink het. So ons gaan vanmôre by daai gedeelte van die woord stil staan. Kom ons word saam stil, ons vra dat die Here die woordverkondiging sal seën. Here, vanmôre besef ons dat ons maar net mense is en ons samesyn kan so maklik net 'n byeenkoms van mense wees. Maar ons weet tog iets meer as dit, en dit is dat U is in beheer van ons lewens en U roep ons bymekaar en U het 'n afspraak met ons en elke week gebeur daar 'n wonderwerk hier in hierdie gebou en ook al die ander kerke. 'n Wonderwerk dat die God van alle eeue is 'n God wat in Afrikaans ook met ons kan praat. Ons weet dat daardie wonderwerk is nie beperk tot op 'n Sondagoggend nie, maar elke keer as ons U woord oopmaak en daaruit lees, is dit 'n geleentheid dat U Gees met ons kan deel hoe U wil hê ons moet leef en hoe ons lewe moet inrig. Laat U naam asseblief verheerlik word vanmôre. Gee dat elke woord wat hier gepraat word vir ons in staat sal stel om iets te verstaan van U hartklop vir ons. Help ons om anders te wees, vars te wees, en getuie te wees wat mense se oë laat blink. Laat die wêreld kan weet, U is in beheer, U is almagtig, U is 'n pratende God, U is 'n vashou God, U is 'n help God. Stap vandag saam met ons deur hierdie teks en gee dat ons daardie een sin sal onthou wat so noodsaaklik is vir elkeen van ons in ons eie geloofsgroei. Amen. Geliefdes, ons lees dan Matteus 7 vers 6 en 7. Moenie wat heilig is vir die onheilige mense gee nie. Hulle sal dit nie respekteer nie. Hulle sal soos honde omspring en julle verskeur. Moet ook nie julle kosbare parels vir elke morsige huur jy aanbied nie. Hulle sal dit nie waardeer nie, maar dit vertrap soos varke onder hulle pote. Hou aan met vra en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan met klop en God sal die deur vir julle oopmaak. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons kom seker vandag by een van die mees bekende gedeeltes in die woord rondom die bergpreek. Ons weet nou al dat die bergpreek het so ontwikkel dat toe Jesus sy bediening begin het, het hy teen die berg opgegaan en hy het al die mense uit die gemeenskappe rondom met hom gevolg en hy het eers bokant so teen die heuwel buitekant die see van Galilea was daar so 'n natuurlike kom wat die berg gemaak het en Jesus het gaan staan en die mense het so teen die rand gaan sit en Jesus het gepraat en soos wat die wind gewaai het van die see af, het die wind sy stem gedra sodat meer as 5000 mense daardie woord kon hoor daardie dag. Toe die preek klaar was, het die mense, was hulle verstom oor die wysheid wat hierdie jong rabbi
vir hulle kom deel het. Die woorde wat Jesus daardie dag met ons gedeel het, is deur die genade van gelowiges vir ons behoue gebly en deur die genade van die Gees is dit in ons taal vertaal en ons kan daarna luister en ons kan ons lewens rig soos disippels van Jesus Christus. Vriende, wanneer ons na hierdie gedeelte lees, dan moet ons weet dat die Bybel, wat die mees geleesde boek van alle boeke in die wêreld is, het hierdie 3 hoofstukke waarin die preek van Jesus opgeneem is in hoofstuk 5 tot einde van hoofstuk 7, is die mees geleesde gedeelte in hierdie boek wat die meeste gelees word. Dis 'n ongelooflike stuk waarheid. 'n Mens kan hierdie gedeeltes, hierdie 3 hoofstukke eintlik maar elke jaar lees en elke jaar sal die Here vir ons iets nuuts daaruit wys. En so kom ons by een van hierdie bekende uitdrukkings wat later in ons spreektaal algemeen geword het. Moenie jou parels voor die swyne gooi nie. Het jy al gewonder wat dit regtig beteken? Want wat ek en jy daaraan heg en wat Jesus daarmee bedoel het, is dikwels nie dieselfde nie. Ons het dit nou al baie keer in die vorige gedeeltes ook raak gelees. Ons hoor dikwels dat wanneer iemand so iets sê, dan probeer jy vir iemand sê, ek wat meer weet, gaan nou ophou om vir jou iets te sê wat minder weet, want ek is besig om my insig, my skat, voor jou dom mens neer te gooi. En jy kan tog in elk geval nie verstaan wat ek sê nie. Dis asof ons daarmee wil sê, ek is superieur, ek is die een wat reg is, ek is die een wat slim is, ek is die een wat beter weet, maar jy aan die ander kant is die domme, die onleerbare, die agterene. Dit klink nogal kras as ons dit so sê, nê? Nee. Maar partykeer is dit nodig om in Afrikaans hardop te sê wat ons baie keer hier in ons koppe dink. Want dit is hoe ons doen, want ons sê dit by die werk, ons sê dit in die politiek en ons sê dit veral ook in die kerk. Wanneer ons in die kerk hieroor praat, gaan dit gewoonlik oor ons verstaan van die Bybel en ons kerklike tradisie. Dit waarmee ek en jy gemaklik voel, word beskou op die ou ende as so bietjie verhewe oor wat die ander gelowiges dink in ander denominasies. Asof ons meer weet, en elke keer as ons na hulle leerstellings luister, dan gaan dit so bietjie teen ons grein in, en dan probeer ons dit nog so hier en daar 'n bietjie regstel en 'n bietjie verduidelik, maar omdat ek hulle nie kan oortuig nie, dan sê ek, maar julle is dom, julle verstaan net nie. En dan gooi ek nou skielik my parels, my insig van die evangelie voor dom mense wat niks verstaan nie. Nou is die vraag, is dit wat Jesus daarmee bedoel het? Want verseker klink dit vir ons instinktief asof dit nie so kan wees nie. Is daar 'n fout in ons verduideliking van dit? Want ons kom agter dat Jesus reg deur sy bediening nooit iemand minder ag nie. Hy ag alle mense ewe belangrik. Hy skryf nooit iemand af nie. Ons weet instinktief dat Jesus is daar met oop arms om elke mens te ontvang, van 'n tollenaar na 'n sondaar, na 'n fariseer, na 'n disipel, na iemand wat wonder of hy moet volg, na iemand wat in die nag by hom kom praat en vra, na 'n rower wat langs hom aan 'n kruis sterf. Jesus is altyd een met oop arms om te sê, kom praat met my. Kom na my toe, almal wat moeg is. En daarom die tweede vers wat ek aangeheg het, klop en vir jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind, vra en vir jou sal gegee word. Dit vertel vir ons iets van die Vader se hart, vir elkeen van ons, wat sê, as jy wonder of God vir jou omgee, ja, hy gee vir jou om. As jy wonder of God se goeie bedoelinge vir jou het, ja, hy het baie goeie bedoelinge vir jou. Die antwoord is duidelik. As jy wonder dat as jy vra of die Here vir jou sal hoor, ja, hy hoor vir jou. Ja, hy hoor vir jou. Jy hoef daaroor nie te wonder nie. As ons nou eerlik wil wees,
En ons vergelyk onsself met Jesus. Wie is nou die varke en wie is nou die parel? As ons wil eerlik wees, dan gaan ons sê, aan ons verduideliking, dan is Jesus verseker die parel en ons is die varke. So dan nou klink dit ewe skielik nog meer kras, nê? Ons kan mos nie hierdie teks so interpreteer, dat ons daarmee wil sê, Jesus is die parel nie, hy moet hom nie vir ons geld gee nie, want ons is die varke. Ons gaan dit in elk geval net vertrap, ons verstaan in elk geval nie. Ons is die dommes en hy is die slimme. Dan sou Jesus nooit homself vir ons kom wys het nie. En tog sê Jesus in Markus 2 vers 17, ek lees graag vir jou, toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, gesonde mense het die dokter nie nodig nie, die siekes wel. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Ek onthou eendag, toe ek nog so 'n jong peppermentjie was, groet ek eendag in die belydennisklas die klomp kinders wat daar was, ek sê, môre julle sondaars, ek nog is vreeslik oulik, want ek het nou die hele teks het gegaan oor die feit dat ons altyd sondaars is, en dat ons geredde sondaars is. My mens is ek daardie week aangevat, omdat ek gesê het, 'n kind is 'n sondaar. Vriende, en op die ou ende moet ons maar vir mekaar dit eerlik sê, ons is almal sondaars. Ons is geredde sondaars, maar daai saadjie om kwaad te doen, daai saadjie om nie oor te gee in God se hande nie, daai saadjie diep in ons gedagtes wat sê, ek kan die Here nie vertrou nie, hy gaan my nie hoor nie, hy gee nie regtig om nie, hy is nie hier nie, al daai woorde, dis sonde wat dit doen. Dis ons eie sondige geneigtheid wat dit veroorsaak. Dit gaan nooit van ons af weg nie. Dis altyd daar. Dis tot naby ons dood is dit nog daar. Al leef ons hoe naby in die Here, van tyd tot tyd kom daai ou saadjie en dan praat die Here ou stemmetjie in ons oor wat sê, nee, ek kan hom seker nie dit na die Here toe vat nie. Nee, die Here sal nie daarna luister nie. Nee, die Here gee nie om vir dit of vir dat nie. Dis die sonde in ons wat dit doen. So Jesus sê vir ons dat ons nie goeie dinge moet doen vir mense. Jesus sê nie dat ons nie goeie dinge moet doen vir mense wat dit nie sal waardeer nie. Hy sê juis vir ons op 'n ander plek, maar jy moet jou vyande lief hê. Jy moet vir hulle bid. Niemand het dit beter as Jesus geleef, dat alle mense liefde en deernis werd is nie. Daarom vriende, ons verstaan van daardie teks is dis 'n verkeerde verstaan. En nou kom die vraag by ons op. Ek hoop jy vra die vraag. Nou maar hoe moet ons dan hierdie teks verstaan? Wat sê Jesus regtig vir ons as hy sê, moenie jou parels voor die swyne gooi nie? Jesus sê vir ons, die probleem is, dat varke eet nie parels nie. Varke eet die oorskiet wat ons nie eet nie. Hulle eet alles wat jy kan bymekaar gooi in 'n bak. Ek onthou toe my oom hulle op die plaas varke gehad het, man, dis skille en elke moontlike afvaldingetjie wat daar was, word daarin gegooi en dit word gemeng saam met hulle kos en dit's wat die varke geëet het. As jy vir 'n vark 'n bak parels sou gooi, gaan jy baie gou met 'n ongemaklike situasie sit. Want die vark gaan dit nie daarvan hou nie. Daarom sê Jesus, want hy is besig met ons te praat oor ons verhoudinge. En as ons dit wil deurtrek na elke vlak van ons lewe, dan het hierdie sin iets te sê vir ons verhoudinge in ons huwelike, hoe ons kinders grootmaak, en hoe ons by die werk optree, hoe ons in die strate beweeg, en hoe ons in 'n winkel ons inkopies gaan doen. Dit gaan eintlik daaroor, dat ek nie iets op iemand afforceer, wat hulle nie gereed is voor nie. Dat ek nie vir iemand iets gee, wat hy nie kan waardeer op daardie stadium nie. Ek onthou keer toe ons in Israel was, en ek was al 'n paar keer daar, is een van my hoogtepunte in my lewe is om mense soontoe te kon neem.
ry ons eendag in die bus en ons het hierdie pragtige gelowige wat in die middel van die Jood wat sy praatjie gee oor waarheen gaan ons nou en wat gaan ons nou sien en wat gaan daar gebeur en wat kan ons verwag, steek sy haar hand op en sy sê vir hom, luister, ek wil eintlik net vir jou vra, hoekom, jy is so 'n mooi mens, hoekom volg jy nie vir Jesus nie? En alles in my skree, nee, nie nou nie. Hierdie man is vir 50 jaar 'n toegewyde gelowige. Hy volg die Bybel beter as wat ek en jy hom volg. En hy dink anders oor die Nuwe Testament as wat ek en jy dit doen. Hy kan die Nuwe Testament beter verduidelik as ek en jy. Want hy is die gids, hy het 'n studie gemaak daarvan. En hy vat jou na elkeen van daai sites toe waar Jesus groot dinge gedoen het en hy kan dit vir jou verduidelik asof hy deel was van daai skare. Maar op hierdie stadium voor so gehoor in die middel van so onverwag, so 'n beker yswater oor hom te gooi en te sê, hey, jy het Jesus nodig. Was waarskynlik een van die minder goeie reaksies wat 'n mens kan toon. Dit is 'n klassieke voorbeeld van parels voor die swyne gooi. Die atmosfeer was nie reg nie. Die gesindheid was nie reg nie. Die oomblik was nie gereed nie. Maar ek moet eenvoudig hierdie ding op jou afforceer, want jy moet doen en dink soos ek dink en doen. En dit is wat ons dikwels in ons eie verhoudinge, in ons huwelike, met ons kinders en by die werk oral ook so ervaar. Die oomblik dat ek iets op iemand afforceer wat vir hulle 'n wrevelrig is, wat hulle 'n weerstand in het, dan doen ons dikwels meer skade as wat ons goed doen. As ons dink dat ons het die wysheid, ons het die idees, ons het die perspektief en ons wil hulle net forceer om soos ons te dink en soos ons te doen, waarvoor hulle nie nou gereed is om te hoor nie, dan doen ons meer skade. En iemand in hierdie kerkgebou, en dis hoekom die Here jou uit die koue uit tot hier gelei het, moet hierdie woorde hoor vandag. Jesus is besig om eintlik in 'n hele reeks onderwerpe te gesels oor 3 belangrike dinge. Hy praat oor moenie oordeel nie. Hy praat oor 'n tweede ding en ek dink hardloop na my hele preekteks hier vooruit, om nie op ander mense se foutjies te wys nie. Die balk in jou eie oog, die splinter in die ander ou se oog. En dan die derde gedagte is die parels voor die swyne. Jesus gebruik 3 mooi beelde waarin hy eintlik een groot ding aanspreek en sê die manier hoe jy ander mense nader, hoe jy met hulle werk, is krities belangrik om op Jesus se agenda te wees. Om op sy tyd, met sy tydsberekening, met sy liefde en met sy woordeskat 'n saak aan te spreek. Ons dink baie keer dat as ek vir iemand sê, jy het Jesus nodig en jy moet draai of braai en jy gaan hel toe en jy dit en jy dat. Ons dink ons doen die Here se naam eer aan. Ons doen die evangelie skade aan op daardie manier. Want die manier waarop ek en jy vir ander mense die idee laat kry dat hulle is verkeerd en ek is reg en hulle moet net oorkom na my standpunt toe, dan is ons besig om skade te doen. As ons wil hê mense moet net sê, ja baas, reg baas, wanneer baas, hoe maak ek baas? Dan het ons daardie mense verloor. Vriende, die vark soek kos, nie parels nie. Parels help 'n vark niks. Geef hom die afvalkosse en hy is die gelukkigste vark in Palestina. Maar geef vir hom parels en jy het 'n ongelukkige vark.
In Matteus 7 praat Jesus dus oor die verkeerde maniere waarop ons verhoudinge kan aanspreek. Veral op die geestelike terrein. John Ortberg noem dit pearl pushing. Om jou parels op iemand anders af te forceer. Want die oomblik wat ek my wysheid en my verstaan van die Bybel op ander mense probeer afdruk, selfs al wil hulle dit nie hê nie, sal dit hulle nie help nie. Jy sou kon sê, ja, maar die parel is dan so iets besonders, dis die moeite werd om daardie weerstand af te breek, deur dan maar 'n bietjie harder te praat. As hulle dan die sagte praat nie wou gehoor het nie, kom ons praat dan net 'n bietjie harder, kom ons druk dit 'n bietjie sterker neer. Miskien sal dit dan werk. Ons moet verstaan dat Jesus soms 'n beeld gebruik in 'n positiewe lig en soms in 'n negatiewe lig. Daar's 'n paar voorbeelde en ek gaan net een noem waarvan Jesus albei dieselfde beeld partykeer in 'n positiewe lig gebruik en partykeer in 'n negatiewe lig gebruik. Kom ons vat die voorbeeld van suurdeeg. Jesus praat op 'n stadium oor die suurdeeg van die koninkryk van God wat ons elkeen in ons lewe moet hê. Want dit is 'n positiewe beeld wat vir ons sê jy moet in Jesus se koninkryk inkom, jy moet dink soos hy dink, jy moet doen soos hy doen, jy moet kies soos hy kies en dit sal uitbrei, dit sal reis, dit sal meer word, dit sal kos wees vir jou siel. Maar dan op 'n ander plek dan sê hy, jy moet oppas vir die suurdeeg van die fariseërs. En daar word dieselfde teks, dieselfde beeld word in 'n negatiewe lig gebruik. In die beeld wat ons nou gebruik van pearl pushers, soos John Ortberg dit stel, is hy besig om dit in 'n negatiewe lig te gebruik. Hy is besig om vir ons te sê, oppas hiervoor, moenie dit nie, wees versigtig hiervoor. Want mense wat parels afdruk in ander mense se kele, is geneig om te kritiseer eerder as om aan te moedig. Hulle voel 'n veer of die tyd reg is. Maak net soos ek maak. Maak net soos ek sê, en dit sal met jou beter gaan. Mense wat parels in ander mense se kele afdruk, en ek wil dit graag weer sê, is geneig om krities te wees. Om ander mense negatief te beoordeel. Sonder dat ons dit sê ons, jy dink verkeerd, jy is verkeerd, jy is nie goed genoeg nie, jy moet beter wees, jy moet soos ek wees, jy moet soos ek dink, en as jy net so maak soos wat ek maak, sal alles met jou goed gaan. Ek kom agter hoe baie keer ons dit op die pad doen. Daar's twee kategorieë van mense op die pad. Daar's die maniakke wat vinniger ry as ek, en daar's die idioote wat stadiger ry as ek. Op die ouene is net ek reg. Al agtergekom? Vriende, ons gaan soek partykeer foute, totdat ons die foute kry. En wanneer ons foute die heeltyd wil uitlig, die heeltyd wil kritiseer, die heeltyd wil sê van ek is reg en jy is verkeerd en jy moet maak soos ek maak en jy moet doen soos ek sê, dan word dit 'n eensame plek. Want varke tel dit op. Hulle stap weg van die parels af. Want hulle hou nie van dit help nie vir hulle wat kos soek nie. As die vark nie gereed is vir jou wysheid nie, moet dit nie afforceer nie. Dit gaan nie altyd oor wat jy sê nie, maar baie dikwels oor wanneer jy dit sê en hoe jy dit sê. Spreuke 27 vertel hierdie pragtige voorbeeld. As jy sou vroeg opstaan in die oggend en jou buurman hardop seën, mag hy dalk dink jy vervloek hom. So staan dit daar. Wat daar ook kon gestaan het is, die vark wil slaap. En jy skree op hom, terwyl hy rustig wil wees. Dit help nie. Sommige van ons het iemand in ons familie wat nie naby in die Here leef nie. Ons ken almal so iemand. Jy kan dink nou aan iemand in jou familiekring of in jou vriendekring wat nie naby in die Here leef nie. En jy wil met die beste bedoelings moontlik daardie persoon oortuig dat Jesus is die parel waarna hy sy hele lewe lank soek.
En jy gebruik elke moontlike geleentheid om hulle te probeer oortuig. Lees hierdie boek, dit sal jou help. Weet ek bid vir jou. Dis nog 'n mooi gesegde wat ons dikwels gebruik. Ons wil hulle konstant herinner dat hulle iets mis wat ek het. Glo my, iewers gaan jy groter weerstand kry as wat nodig is. Jou pragtige bedoelinge kan soms meer skade doen as goed doen. Ek het al voorheen die beeld gebruik, maar ek wil dit graag weer gebruik, omdat ek dink dit alle mense, en die kinders gaan dit ook mooi kan verstaan. As jy 'n plek het in jou huis, waarin jy nou 'n verwarmer vandag wil gaan insit, jy kyk na die punt en jy dink, hierdie punt, ek weet nie so mooi of hy daar gaan inpas nie. As jy nou daai plak sou vat, en jy gaan vat hom en jy druk hom en jy sien, nee, maar hy wil nie inglip nie. Nou het jy een van twee maniere wat jy dit kan hanteer. Jy kan sê, okay, die plak pas nie hier nie. Of soos wat iemand eendag gesê het, dan gebruik jy net nie genoeg geweld nie. Druk hom en forceer hom totdat hy in is. En jy sal agterkom, jy het hom gebreek. Ons maak baie keer by die evangelie so. Ons bied Jesus aan, ons bied 'n leefstyl aan, ons sê, dit is waarheen Jesus ons trek, dis wat hy vir ons wil hê, dit is hoe hy wil hê ons om bedien. En as jy agterkom, daar's weerstand, moenie aanhou nie, hou op. Want jy is besig om skade te doen. Die eerste sin was dalk reg gewees. Maar die tweede ding, het hy vir jou duidelik die boodskap gegee, die boodskap pas nie nou in my oor nie, moenie aanhou nie, moenie krap waar dit nie juk nie, los my uit. Vriende, op daardie manier jaag ons mense weg. Op 'n positiewe noot. Jy het die parel van Jesus Christus in jou lewe aangeneem en ontvang. Jy weet, hy is die almagtige God wat mens geword het en onder ons kom woon het. Jy weet, hy het die wysheid wat in die woord vir ons oopgebreek word. Jy weet, hy is die egte weergawe van God. Daardie parel wat jy het, koester hom, polish hom, werk in daai verhouding, spandeer tyd in daardie verhouding, praat met God oor daardie skat wat jy in jou hand vashou. Gebruik jou beste energie, wanneer jy op jou beste krag is, gebruik dan daai energie om aan Jesus te gee. Hê elke dag tyd saam met hom. Koester die parel. Maar asseblief moenie hierdie kosbare parel toelaat dat dit deur iemand in die modder vertrap word nie. Want as jy dit op hom wil afforceer, gaan hy dit in die modder intrap. Wees rustig. God weet. God kan op sy tyd wonderwerke doen. Dit is hy wat mense oortuig. Ek en jy getuig bloot. En soos Francis van Assisi gesê het, ons moet elke dag van ons lewe getuig. En as dit regtig nodig is, dan moet ons woorde gebruik. My en jou liefde wat ons uitdeel vir mense om ons, my en jou aanvaarding van alle mense, soos wat Jesus hulle aanvaar het, soos wat Jesus hulle lief gehad het. As ons hulle nader trek, soos Jesus, doen ons baie meer positiewe werk, as om vir hulle te sê, jy moet die Bybel lees vir 10 minute lank, en jy moet 10 minute lank bid, en as jy dit nie doen nie, is jy nie goed genoeg nie. Dis nie hoe dit werk nie. Selfs Jesus het nie mense probeer oortuig nie. Jesus het vir die storie vertel, en party het gekies vir ja, en party het gekies vir nee. Party het gekies om te kniel vir hom, ander het gekies om te lag vir hom. En hy het nie gesê, kom hier so, jy, hoekom lag jy, wat is hier nou nie? Hy het dit nie gesê nie. Jesus het bloot met liefde gedeel, en toegelaat dat die Heilige Gees verder werk. En mense het in die middel van die nag na hom toegekom, en gesê, vertel my meer. En reg deur ons wêreld, tot in ons tyd,
is daar hierdie pragtige verhale van hoe mense deur 'n engel van die Here in die nag ontmoet word en hulle besef, Jesus is die ware Jakob. En dan buig hulle, en dan kies hulle hom. Ek gaan afsluit vanmôre in hierdie boodskap. En ek wil jou iets vertel wat in die week toe ons nou gaan kamp het verlede naweek, het ons nou baie tyd gehad, ek en Zelna, om so 'n bietjie te speel met 'n paar goedjies. En ek het die preek wat ek nou so lank aan gewerk het ek nou die teks daar gehad en so besluit ons wil kyk of ons, as ons nou net die teks invoer vir die internet, wat gaan hy vir ons uitskop oor 'n PowerPoint en wat gaan hy vir ons uitskop oor 'n kinderboodskap, het ek toe nou later self gedoen, en wat gaan hy vir ons doen as ons 'n lied wil skrywe daaroor. En so het ons 'n lied die inligting ingevoer en gesê die rekenaar moet vir ons nou 'n lied uitskop en vir onsself die woorde gebruik en ons het so 'n bietjie gespeel met die woorde die kant toe en daai kant toe en op die ouene het ons mense van Nieu-Seeland af ingetrek wat baie met die goed werk en gesê, hey, vat hierdie woorde en ons is nou al hier, ons is nou halfpad nog nie reg nie, maar skryf vir ons 'n lied oor hierdie ding. En dis wat teruggekom het. Tiaan, gaan jy gou vir ons daai lied speel asseblief? En dan luister ons daarna. Ek het 'n skat diep in my hart, 'n kosbare gawe deur genade bewaar. Maar liefde forceer nie, God se liefde wag. Ek saai die saad en vertrou op God se dag. Saggies dra ek dit, hierdie kosbare skat, nie met geweld nie, maar met 'n sagte hart. Ek getuig net stil, hy maak die weg wyd. God oortuig harte op sy eie tyd. Ek sal nie oordeel, wil nie druk op mense wat nie gereed is nie. Die tyd moet pas voor God se krag kan vloei. Gedwonge liefde laat niks groei. Saggies dra ek dit, hierdie kosbare skat, nie met geweld nie, maar met 'n sagte hart. Ek getuig net stil, hy maak die weg wyd. God oortuig harte op sy eie tyd. Laat my getuienisse vars bries wees, nie 'n tornado wat alles breek. Ek kan vaar elkeen op 'n eie pad, want dit is hy wat mense omhels. Saggies dra ek dit, hierdie kosbare skat, nie met geweld nie, maar met 'n sagte hart. Ek getuig net stil, hy maak die weg wyd. God oortuig harte op sy eie tyd. Nou wie het gedink dis oulik? Ek het gedink dis baie oulik. Nee, ja. Ons sal die lied op die Facebookblad ook gooi as julle daarna wil luister. Ergens in die week sal dit gebeur.
Dankie my vroukie vir dit wat jy gedoen het. Jy is baie oulik. Goed vriende, kom ons word 'n paar oomblikke stil in gebed, dan sluit ons af. Hemelvader, sal U asseblief vir ons help en vir ons met insig lei deur U Gees om die regte woord op die regte tyd met U gesindheid te gee wanneer die tyd daar is, as die prop pas. Sit 'n wag voor ons mond die kere wat ons iemand wil oortuig, uit ons opgewondenheid, uit ons liefde vir daardie persoon selfs. Wanneer ons agterkom dat hulle 'n weerstand wys. Wees ons genadig dat ons sal weet wanneer om stil te bly. Maar dat ons daar sal wees wanneer ons met liefde moet uitreik tot die geleentheid die dag reg is. Leer my om U te vertrou vir U tydsberekening. Want baie keer wil ek in my eie tydsberekening 'n ding vinniger afhandel. En U weet beter. Leer my om U te vertrou dat U beter weet as ek. Dat U liefde groter is as myne. En Here, wees my genadig en vergewe my vir die kere wat ek U woordverkondiging so sleg oorgedra het, dat dit meer skade gedoen het. Vergewe my Here wanneer ek sonder liefde met my eie agenda U woord hanteer het. Maak ons nederig vir die week wat voorlê. Bly praat met ons, wys vir ons die geleenthede waar U ons wil gebruik om U getuie te wees, waar ons U liefde kan uitleef. En leer ons om die prop te pas voordat ons begin praat. En Here, as U vir ons die geleentheid gee om te praat oor die wonderwerk van U in ons lewe, wil ons vra dat U Gees daardie woorde sal dra en sal seën, en dat ander U sal vind, en dat meer saam met ons voor U almagtige troon sal kom buig. Daar is niemand soos U nie. U is die almagtige God wat mens geword het. U is die Here wat vir ons God se gedagtes in ons taal kom uitdruk het. Gee dat ons U woorde sal indrink, ons eie sal maak, dat ons hierdie parel wat ons in ons hande vashou, van Jesus wat vir ons liefhet, dat ons dit sal koester en sal geniet en sal ontwikkel en sal poleer, sodat dit sal skitter vir U, selfs in 'n donkerste plek. Ons vra dit uit genade, dat U ons sal lei in ons diens aan U. Amen.